Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons oggenddiens aansluit. Mag ons Hemelse Vader met elkeen van ons wees vandag en vir ons 'n boodskap gee wat ons toerus om hom met toewyding en dankbaarheid te dien. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom na U genadetroon vanoggend in diepe afhanklikheid, omdat ons met eerbied en ontzag besef dat U groot en heilig is. Dat U almagtig is, dat niks vir U onmoontlik is nie. Ons kom dankie Here dat ons die voorreg gehad het om vanoggend ook junior kerkraadslede, jong mense en hulle ampte te kan bevestig en te kan weet dat hulle op 'n besondere manier ook diensbaar is in U koninkryk. Dankie dat kinders vir U ook belangrik is en dat U ook gesê het dat hulle die belangrikste in U koninkryk is, omdat hulle besef hoe afhanklik hulle ook van U is. Dankie Vader vir elke jong mens wat U liefhet en vir U dien. En ons bid vir so baie ander wat nie belangstel in die kerk nie, nie belangstel in U nie belangstel daarin om die regte pad te loop en 'n goeie lewe te leef nie. En ons vra dat hulle tot bekering en inkeer sal kom en sal besef wat regtig belangrik is in die lewe. Dankie Vader dat ons ook in hierdie tye van 'n warboel van gedagtes en idees, 'n tyd van oorloë en 'n tyd van ekonomiese swaar kry, net vir 'n paar oomblikke hier kan kom stil word in U huis, of dalk voor 'n skerm iewers, net om te weet, Here, dat U ook in hierdie deurmekaar wêreld, in hierdie besige wêreld, by ons teenwoordig is. Dat U 'n boodskap vir ons elkeen ook het, en daarom kom ons in verwagting dat U met ons sal praat en vra ons, soos wat Samuel gevra het, spreek Here, want U dienskneg, U kinders, ons luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het Fili saam met my gekom. Hy is ons chimpansie en ja, hy is vol aapstreke, nie so erg soos sy maatjie aap nie, maar ja, kom ons gesels bietjie met hom en hoor hoe gaan dit met hom. Goeiemôre Filies, hoe gaan dit? Hallo julle. Ja wat, my gaan dit alraai, dankie. Hoe was die rapport? Moet ons alweer daaroor praat. Ja, wel, as 'n mens by die skool is en jy betrokke is daarmee, dan is rapporte mos nou maar een van die dinge waaroor 'n mens praat. Maar ek kan nie daarvan nie. Ek hoor julle het ekstra klasse hier by die kerk. Ja, jy is heeltemal reg. Ons het ekstra klasse hier by die kerk. Vir wat? Dis juis om kinders te help om hulle prestasies te verbeter, om beter te doen in hulle skoolvakke sodat hulle rapporte beter kan lyk. Nee, dit klink vir my na ekstra werk. Dit is ekstra werk. Nou wie wil nou ekstra werk hê? Ai, Filies, jong, niks in die lewe wat die moeite werd is, kom maklik of van self nie. Alles wat die moeite werd is in die lewe vra baie harde werk en dit vra inset van ons kant af. Dit vra dat ons energie sal insit daarin en dat ons beste sal doen en sal presteer. Ja, nee, kyk, ek weet nie so mooi of ek lus is daarvoor nie. Ja, mens doen nie altyd alles omdat jy daarvoor lus is nie. Partykeer doen jy goed omdat jy moet. Ja, nee, maar dis nie lekker nie, hoor. Ja, maar nie alles wat lekker is altyd goed nie, en alles wat goed is nie altyd lekker nie. Maar 'n mens moet dit wat goed is doen, eerder as om dit te doen wat altyd net lekker is. Hoekom? Wel, op die einde van die dag gaan dit oor waarheen jy op pad is en die beloning wat jy ontvang. Wat 'n beloning? Wel, as jy uiteindelik klaar is, kry jy 'n matrieksertifikaat. Ja, nee, ek dink nie ek gaan daar uitkom nie. Wel, miskien het jy dalk 'n paar ekstra klasse nodig. Ja, miskien sal dit jou dalk so 'n bietjie help. Dalk kan jy dan graad 7, graad 9. Ja, jy's mos in graad 9 nie. Ja, van dit hulle nog standaard 7 was. Ja,
Nee, miskien sal jy dan graad 9 deurkom as jy so 'n bietjie ekstra klasse doen. Maar ek dink ons moet 'n bietjie vandag gesels oor die moeite wat 'n mens moet insit in die lewe en oor harde werk en die beloning daarvan. En ek dink dit is die moeite werd. Kom sit hier agter en kan jy saam luister. Ek hoop jy maak gebruik van al die geleenthede op jou pad om beter te presteer, want dit sal hom nice wees as jy ook 'n matrieksertifikaat kan kry. Ons het tot dusver gehoor, geliefdes, dat glo 'n werkwoord is. Maar die vraag is, hoe lyk geloof in aksie? Hoe doen 'n mens geloof? Jy sal onthou dat ons gepraat het oor verwonding en hoe 'n mens moet oorgaan van verwonding na verwondering en dat jy geloof in Jesus nodig het om jou te help om dit reg te kry. En dat hierdie oorgang te doen het met harde werk, omdat geloof 'n werkwoord is. Nou, mens kan baie praat oor wat presies geloof is, wat dit behels, wat dit beteken. Mens kan daaroor diep gaan nadink en gaan wonder. Ek vra partykeer vir die kinders om vir my geloof te definieer en dan skryf hulle in 'n toets vir my, geloof is om te glo. Maar dit beskryf nog nie vir my wat geloof is nie. Dis soos om vir iemand te vra, wat is rugby? En hulle sê, dis om rugby te speel. Die ou wat na jou luister gaan nog steeds nie weet wat dit is en wat dit behels nie. Maar wanneer dit gaan oor aksie, oor besig raak, oor dinge doen, oor werk en oor werkwoorde, dan het dit te doen met nie 'n lazy boy syndroom nie, maar heeltemal die teenoorgestelde daarvan. En om ons te help, gaan ons vanoggend lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5, waar Paulus in sy eerste brief aan die gemeente in Thessalonika, daar in Griekeland, sy laaste opdrag te gee in die laaste hoofstuk dan van hierdie eerste brief. Hy begin dit so: broers, ons vra julle, ek ken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Nou ek sê nou nie elke keer vir u dat wanneer Paulus praat met broers, hy eintlik die susters ook bedoel nie. Die feministiese beweging hou nie daarvan dat ons net van broers praat nie. Hulle sê die Bybel is patriargaal geskryf en dis manlik chauvinisties geskryf, maar ons moet onthou in hulle tyd het die manne, die hoof van die huis, almal in die huis ingesluit. En was dit nie nodig om die vrouens en die kinders en die slawe en die diere en almal in te sluit wanneer hulle met hulle gepraat het nie? As hulle net met die mans gepraat het, het hulle met almal gepraat. So Paulus sê nie daarom broers en susters nie, en daarom gaan ek dit nie elke keer sê nie, maar ons veronderstel dit, want dit is hoe dit in daardie tyd gewerk het. In vers 13, betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leeglaers onder julle tereg. Leeglaers is die mense wat die lazy boy syndroom het, nê? Luiheid, luihards. Wys hulle tereg, aan 'n woorde, raas met hulle, vermaan hulle, praat met hulle, help hulle reg. Vra die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom.
Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees moet word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Tot sover dan ons skriflesing. Ja, geliefdes, daar is baie lyste in die Bybel wat geloof in aksie beskryf. En ons sou enige een van daardie lyste vanoggend kon lees, maar ek het nou gedink 1 Tessalonisense 5 is een van daardie lyste wat baie van die goed op 'n baie mooi manier saamvat. En hierdie is maar net 'n voorbeeld van so 'n lys van dinge wat 'n mens moet doen om te wys dat jy glo. In Jakobus 2 lees ons byvoorbeeld dat geloof wat nie oorgaan in dade nie, sonder meer dood is. Met ander woorde, dis 'n geloof wat niks beteken nie. Jakobus skryf, wys my julle geloof sonder dade en ek wys julle my geloof uit my dade. Geloof is onsigbaar. Ons kan nie geloof sien nie. Net soos wat wind ook onsigbaar is en ons nie wind kan sien nie. Maar ons weet wanneer die wind waai, want ons kan sy geluid hoor. As ons daar buite is en die wind waai, kan ons hom teen ons lyf voel. En ons kan sien hoe dat die bome se blare beweeg. Met ander woorde, dit wat onsigbaar is, word sigbaar in die uitwerking wat dit het op die omgewing. En net so werk geloof ook. Jou geloof word sigbaar in die uitwerking wat dit in jou lewe het, in die dinge wat jy doen. En hier in hierdie gedeelte kry ons nou 'n lys van dinge wat gelowiges behoort te doen. Dit vertel vir ons wat gebeur wanneer geloof in beweging kom. En partykeer is die wind nie in beweging nie, is dit windstil. En dan beweeg die blare nie, jy voel nie die wind nie, jy hoor ook nie sy geluid nie. En dan waai die wind nie. Net so partykeer is daar mense wat sê hulle glo, maar eintlik is dit windstil in hulle lewe. Jy sien nie die uitwerking daarvan nie. Dis eers wanneer hulle geloof begin om in beweging te kom, wanneer die geloof wat 'n werkwoord is, eers in aksie en in dade oorgaan, dat jy kan hoor en kan sien en kan voel dat die persoon met wie jy te doen het, is regtig 'n gelowige. So wanneer geloof in beweging kom, word erkenning, liefde en die hoogste agting gegee aan die wat hard werk en ons in opdrag van die Here lei en teregwys. Dis die eerste ding waaroor Paulus hier praat. Hy praat oor mense wat leiding neem in die gemeente. Dit gaan oor die kerkraadslede, dit gaan oor die predikante, dit gaan oor die mense wat in ampte is, soos die wat Bybelonderrig klasse gee. Mense wat Bybelstudies lei. 'n Mens moet aan hulle erkenning gee, jy moet aan hulle liefde gee en jy moet aan hulle die hoogste agting gee. Veral vir die wat hard werk en wat 'n opdrag van die Here ontvang het, 'n roeping om die medegelowiges te lei en hulle tereg te wys. Teregwys beteken op die regte pad te help, om op die regte pad te kom. So erkenning, liefde, hoogste agting moet ons vir ons leiers gee. Wanneer geloof in beweging kom, word daar in vrede met mekaar geleef. Nou ons leef huidiglik in 'n tyd waarin daar maar min vrede in die wêreld sigbaar is. Daar's oral oorloë, hulle skiet mekaar van 'n kant af uit mekaar uit. Maar is nie net daar ver in die Midde-Ooste en in Rusland, Oekraïne, Noord-Afrika, van hierdie plekke waar daar nie vrede is. Baie keer is daar ook nie eers vrede in 'n gemeente nie. Wanneer gemeente onderlinge twis en rusies en konflik met mekaar het.
En soms is daar ook nie vrede in 'n skool nie, wanneer kinders gespot en geboelie word. En baie keer is daar ook nie eens vrede in huisgesinne nie, waar mans en vrouens met mekaar beklei, waar ouers en kinders die hele tyd in mekaar se hare is. Wanneer geloof in beweging kom, en ek in Jesus glo, dan is ek vredelievend. Ek is lief vir vrede. Ek maak graag vrede wanneer ek sien dat daar konflik is. En ek leef ook van my kant af in vrede met God en ook vrede met my naaste. Nou, party mense maak dit vir 'n mens regtig moeilik om met hulle in vrede te lewe. Hulle wil graag oorlog maak met jou. Van hulle kant af probeer hulle nie baie hard om in vrede met jou te lewe nie. Maar Paulus skryf daar in Romeine, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Sover dit van jou afhang, doen jou bes om in vrede met almal te lewe. Dis hoe jou geloof sigbaar word, wanneer jy 'n vredemaker is. Wanneer geloof in beweging kom, word die leeglaers tereggewys, word die mense op die lazy boys gesê, klim 'n bietjie van jou lazy boy af. Kom in beweging. Kom in rad. Werk. Hard. Spreuke skryf mos, luiaard gaan na die muur, kyk na sy weë en word wys. Wat doen die muur? Hy werk hard. In die somer, wanneer hy sy kos bymekaar maak en in sy voorraadskure bære, sodat wanneer die winter kom en daar minder kos is, hy dan ook kos het om te eet. Wat doen die lazy boy sprinkane? Hulle vreet in die somer alles wat hulle kan kry, vreet hulle op, en as die winter kom het hulle nie meer kos nie, dan vrek hulle. So daar is 'n hele storie van die mure en van die sprinkane. Julle het dit seker ook al gehoor. Die leeglaers wil nie werk nie, hulle is lui. Alles is vir hulle moeite, alles is vir hulle te veel moeite. Hulle wil liewer couch potatoes wees. En hulle kom regtig nêrens in die wêreld nie. Nêrens in die lewe nie. Hulle is nie suksesvol in enige iets nie. Dit vat harde werk om suksesvol te wees. Waar geloof in beweging kom, word die kleinmoediges moed ingepraat. So mense wat moedeloos is, word moed ingepraat. Hulle word bemoedig. Daar word vir hulle gesê, ons bid vir jou, ons dink aan jou. Hand op die skouer gesit en gesê, wees sterk, ons is saam met jou in hierdie ding. Ons wil die pad saam met jou loop. Jy is nie alleen nie. Waar geloof in beweging kom, word die swakkes gehelp. Waar daar nie geloof is nie, word daar op die swakkes getrap. Hulle word nog swakker gemaak. Nog meer verneder. Hulle word nie opgehelp en sterker gemaak nie. Waar geloof in beweging kom, word geduld met almal beoefen. Nou moet ons dan nie die leeglaers teregwys nie, ons moet ons dan nie met hulle geduldig wees nie. Die twee goed lyk amper asof dit in kontras met mekaar staan, teenoor mekaar staan. Hoe kan jy tegelykertyd geduldig wees met 'n leeglaer en hom teregwys, om sê klim van jou lazy boy af? Om geduldig met mekaar te wees beteken dat ons sal verstaan wat Jesus bedoel het toe hy vir die mense gesê het, toe hulle die vrou wat op oorspel betrap is, na hom toe gebring het en gesê het, Moses het gesê, sy moet met klippe doodgemaak word, wat sê u? Jesus moes eers met sy vingers so in die sand geskryf, en hou toe aan om hom te vra, en toe sê hy, laat die een wat nie sonde het, met die eerste klip optel en gooi. Ons moet verdraagsaam wees met mekaar en geduldig wees met mekaar en die wete dat ons self ook sondaars is. Dat ons self ook swak is, dat ons self ook foute maak. Maar dit beteken nie dat ons ander se foute moet goedkeur of ons eie foute moet goedkeur nie. Of dat ons leegleery moet goed praat nie.
Dit wat verkeerd is, moet uitgewys word en tereggewys word. Maar ons moet dit doen met liefde en met geduld, met verdraagsaamheid, met selfbeheersing. Waar geloof in beweging kom, word niemand kwaad met kwaad vergeld nie. Daar word nie wraak geneem nie. Daar word nie gesê, ek gaan jou kry vir wat jy nou aan my gedoen het nie. Die ander wang word gedraai, soos wat Jesus ook gesê het ons moet doen. Waar geloof in beweging kom, word die belange van medegelowiges en alle ander mense onselfsugtig eerste gestel. Dit beteken dat ek nie na my eie belange in die eerste plek sal kyk en omsien nie, maar dat ander se belange vir my belangriker gaan wees as my eie belange. Dat ek nie net selfsugtig altyd aan myself sal dink en wat vir my aanvaarbaar is, maar dat ek ook sal dink, wat het die ander persoon nodig? Hoe kan ek die ander persoon ook taktvol en billik behandel in hierdie omstandighede? Onselfsugtigheid is die teenoorgestelde van liefde. So wanneer ek ander se belange hoër ag as my eie belange, dan bewys ek liefde. Dis mos wat 1 Korintiërs 13 ook sê, nie waar nie? Die liefde soek nie sy eie belang nie. Wanneer geloof in beweging kom, word blydskap nagestreef en beleef. Dan loop 'n mens nie rond soos 'n knorpot en 'n klaakous en 'n smartvraat, wat net die heeltyd besig is om oor alles gal te braak nie, te moan en te groan nie. Onthou julle, toe die volk so deur die woestyn getrek het, het hulle dit gedoen. En die woord wat in die Bybel gebruik word is murmureer. Hulle het oor alles gemurmureer, hulle het oor alles gekla, gemoan en gegroan. Wanneer geloof in beweging kom, dan word blydskap nagestreef, dan word die mooi raak gesien en waardeer met blydskap, met vreugde, met blymoedigheid. En dis hoekom Paulus vir die Filippense ook skryf, hoeveel keer? Wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Ons moet blydskap nastreef, en dan sal jy dit ook beleef. Die kortste vers in die Bybel is 1 Tessalonisense 5 vers 17, nou in ons 1983 vertaling, is net 2 woorde, bid gedurig. Dis die opdrag wat Paulus daar gee. Wanneer geloof in beweging kom, word gedurig gebid. Hoekom? Want wanneer ek aan 'n verhouding werk en 'n verhouding bou, dan moet ek in daardie verhouding kommunikeer. Ons moet met mekaar gesels, met mekaar praat. As jy nie met mekaar praat nie, kan jy nie met mekaar verbind nie. Of connect, dis mos die woord wat die jong mense beter verstaan. Dis soos om weg van wifi opvangs te wees. Of party mense is dit vreesaanjaend as daar nie naby wifi iewers te is nie. Hulle moet altyd in verbinding wees met die internet en met hulle WhatsApp en met hulle fone. Ons moet so altyd in verbinding wees met God. Ons moet nooit so ver van hom af wees, dat daar nie 'n goeie seinverbinding tussen ons is. Sy woord, waardeur hy met my praat, sy gees wat in my woon, waardeur hy met my praat, in gebed waardeur ek met hom praat. Dis die kommunikasiemiddele wat God ons gegee het, sodat ons verhouding met hom kan bou, en waar geloof is, sal daar ook gedurig gebid word, met God gepraat word, want ek besef, sonder hom kan ek niks doen nie. Ek is van hom afhanklik vir alles. Ek het sy hulp nodig in alles, in elke besluit wat ek neem, in elke ding wat ek doen. Hy is die een wat my help en wat my lei en wat by my is, en ek praat met hom daaroor. Ek sê vir hom hoe ek voel. Ek vertel hom wat ek nodig het. En ek loof en ek prys hom vir sy almag, sy majesteit en sy heerlikheid.
Wanneer geloof in beweging kom, dan word dankbaarheid in alle omstandighede sigbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van ons verwag. Dankbaarheid. Ons word ons uit genade gered en nie uit verdienste nie, en dit het ons ook oor gepraat, toe ons gepraat het oor die lazy boy syndroom, wat veroorsaak word omdat ons uit genade gered word en ons dink ons kan maar passief agteroor gaan sit. As jy besef wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het, dan dwing dit jou om dankbaar te wees vir die prys wat hy betaal het, sodat jy vergifnis van sonde in die ewige lewe kan hê. As dit jou nie tot dankbaarheid dwing nie, dan is daar nog nie geloof nie. Dan is geloof nog nie in aksie nie. Dan het dit nog nie in beweging gekom nie. As jy nie elke oggend opstaan met 'n gevoel van dankbaarheid in jou hart, omdat jy nog 'n nuwe dag het, nog 'n nuwe geleentheid het om die Here te dien, om hom te loof en te prys en te aanbid nie, dan is geloof nog nie in beweging. Wanneer geloof in beweging kom, weet ek wat dit is om vir die Here dankie te sê. Weet ek wat dit is om nie altyd net met die Here te praat en vir hom goed te vra nie, maar ook om vir hom dankie te sê. Dankbaarheid is die tema eintlik ook van ons jaar 2026. Julle sien dit op ons afkondigings, julle sien dit op die jaarprogram, dat ons God met dankbaarheid moet dien. Dankbaarheid het ook te doen met hoe ek vir die Here iets teruggee, om dankie te sê vir alles wat hy vir my gee. En as my geloof in beweging kom, dan word ek ook dankbaar en vrygewig. Wanneer geloof in beweging kom, word die werking van die Heilige Gees nie teengestaan nie. Ons moet nie ons lewe deur ons sondige natuur laat beheers nie, skryf Paulus in Romeine 8 en ook in Galasiërs 5. Ons moet ons lewe laat beheer deur die Heilige Gees. Elders skryf Paulus ook, ons moenie die Gees van God bedroef nie. Wanneer ons hom teenstaan en nie na hom wil luister nie, hy praat met ons in ons harte en ons hoor hom en hy sê vir ons, moenie daai ding doen nie, doen daai ding, en ons doen dit nie. En ons doen dit wat hy sê ons nie moet doen nie. Dan staan ons hom teë. Dis nie geloof in aksie nie. Dis ongehoorsaamheid aan God. En die resultaat daarvan is alles behalwe die moeite werd. Wanneer geloof in beweging kom, dan word die profetiese uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig, deur hom geroep en deur hom gestuur is, word dit hoog aangeslaan. Word dit waardeer, word dit nie gering geskat nie, word dit belangrik geag. In die ou vertaling het daar gestaan, beproef alle dinge en behou die goeie. En baie mense het gedink, dit beteken jy met Johnny Walker, en Richelieu, en Klipdrift, Chesterfield, en Pieter Stuyvesant, ek weet nie wat se goed nog alles, jy moet dit alles beproef en dan die goeie bou. Dis nie wat daai teksvers beteken. Daai teksvers beteken, jy moet luister as God se woord verkondig word. En wanneer dit afwyk van die waarheid, wanneer dit 'n dwaalleer is, dan verwerp jy dit. En ons het vanoggend ook gehoor in die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede, junior kerkraadslede en verlede week met kerkraadslede, dat 'n mens die woord van God glo en dat jy alle leringe wat daarvan afwyk verwerp. Dis wat dit beteken. Jy moet luister wanneer God se woord verkondig word. Jy moet dit toets aan die waarheid, en as dit die toets deurstaan, dan moet jy dit aanneem en jy moet dit gehoorsaam. Maar as dit nie die toets van die waarheid deurstaan nie en dit dwaallering is, dan moet jy dit verwerp. So moet die boodskappe altyd getoets word, en die boodskappe wat goed is, moet behou word. Nou hierdie waarheid en hierdie goed
Dit word nie bepaal deur dit waarvan ek hou en wat ek dink reg is nie. Dit word bepaal deur God se woord in sy geheel en in sy konteks. Dis waar ek die waarheid leer ken. En die belydenisskrifte help ons, omdat dit 'n kort samevatting is van dit wat die Bybel ons leer. So ek moet die belydenisskrifte ken, ek moet God se woord ken, dan is ek in staat om die boodskappe wat ek hoor te kan toets en te kan hou dit wat goed is. Wanneer geloof in beweging kom, dan sê Paulus word weggebly van alles wat sleg is. Al die slegtes, die sondige dinge in die lewe, jy vermy dit, jy bly weg daarvan, jy kom nie naby dit. Jy bly op die regte pad, die goeie pad, en jy doen wat goed is. Vermy wat sleg is. En wanneer geloof in beweging kom, word God wat vrede gee gesmeek om ons volkome aan hom toegewyd te maak, sodat ons hom sal dien met dankbaarheid, geheel en al, na gees, siel en liggaam so bewaar word, dat ons onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. En ek is so bly, Paulus praat hier van gees, siel en liggaam, want dit gaan oor ons totale mens wees. Party mense dink jy dien die Here net met jou gees. Jou siel, jou emosies, jou verstand het eintlik niks daarmee te doen nie, jou liggaam maak nie regtig. Dit kan jy vir enigiets gebruik. Dit maak nie regtig saak. Dit is net jou gees wat saak. En dis nie waar nie. Want jy is 'n mens in geheel en in totaliteit, is jy liggaam, siel en gees. En met alles wat jy het en is, moet jy aan God toegewy wees. En dan sal jy onberispelik wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Onberispelik beteken niemand kan met jou raas nie. Niemand kan jou teregwys nie. Niemand kan vinger na jou wys en sê jy het iets verkeerd gedoen nie. Want jy het op die regte pad gebly en alles reg gedoen. En dis waar die beloning gedeelte inkom. Die harde werk wat ek insit om te glo en my geloof in beweging te bring en al hierdie goed wat Paulus hier noem, om dit alles te doen, dit word beloon wanneer Christus weerkom. En dan sê hy vir my mooi so, goeie en getroue diensknegt, kom in, kom deel in my vreugde. Dan het ek die ewige lewe, met 'n verheerlikte liggaam, as ek vir altyd by God en diene kom, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, my liggaam, my siel en my gees. Wanneer geloof in beweging kom, word geglo dat God my sal help, wanneer ek bid en smeek dat hy my moet help om hom toegewy te dien na liggaam, siel en gees, dat God dit sal doen. Want God wat ons roep tot sy diens, tot kerkraadslede, junior kerkraadslede, predikante, Bybelonderrigonderwysers, gasvryheidsspan, wat dit ook al mag wees waarby ons betrokke is in die kerk en in sy koninkryk. Hy wat my roep, hy is getrou. God doen wat hy beloof. Hy kom sy beloftes na. Ek kan op hom staat maak. Ek kan op hom reken. Hy sal my nooit in die steek laat nie. Wanneer geloof in beweging kom, word daar ook vir mekaar gebid. Ons het net nou ook gesê, ons moet gedurig bid, en hier herhaal Paulus weer, ons moet ook vir mekaar bid. Dit gaan nie net oor dit wat ek nodig het, wat ek vir die Here vra nie. Dit gaan daaroor dat ek ook vir ander bid, en vir ander intree, vir dit wat hulle nodig het, vir hulle wat siek is, en hartseer is, en wat dit ook al mag wees. Maar Paulus sê, bid veral ook vir my, vra hy vir die gemeente, sodat wanneer ek die woord verkondig, ek dit met vrymoedigheid sal kan doen. So ons moet ook bid vir die wat die woord verkondig. Partykeer hoor 'n mens sodat mense kla oor die dominees. Die dominee preek te lank, of die dominee gebruik te groot woorde wat niemand verstaan nie, of die dominee is vervelig en boring en wat ook al die geval mag wees. En as ek hoor mense sê dit, dan vra ek altyd vir hulle, het jy al vir hom gebid? En dit is baie maklik om te kritiseer. Dit is baie maklik om klippe te gooi. Maar het jy al daarvoor gestaan?
Het jy al die woord verkondig, sodat almal jou verstaan, van die kleinste tot die mees senior lidmaat. Elke Sondag 'n nuwe boodskap, wat hulle nog nie voorheen gehoor het nie. Het jy dit al gedoen? Maar belangrikste van alles, het jy al vir hom gebid? Geen predikant kan sy werk doen as sy gemeente nie vir hom bid nie. En as hy ook nie vir sy gemeente bid nie. En daarom is dit 'n wederkerige verhouding. Groot woord daarvoor is resiprositeit, want dit kom van twee kante af. Maar ons moet vir mekaar bid. As ons geloof in beweging kom, dan bid ons vir mekaar. En almal wat op ons gebedslysie verskyn, ons bid vir hulle ook. Wanneer geloof in beweging kom, word al die medegelowiges met liefde en gasvryheid ontvang en ook vriendelik gegroet. Paulus praat van die soen, die broederlike kus, die broederlike soen. Nou, ek is maar bly dat ons kultuur nie 'n soenkultuur is nie. Ek is nie daai tipe mens nie. Want as ek nou almal in die gemeente moet loop en soen, dit gaan nie vir my werk nie. En daarom wil ek liewer net sê, maar kom ons bewys liefde en gasvryheid aan mekaar. In hulle tyd het dit beteken dat hulle mekaar met 'n broederlike soen gegroet het. Ek weet nie of dit in ons dag nog steeds dit hoef te beteken nie. Veral met goed soos COVID en griep en al die goed wat 'n mens by mekaar kan kry en so meer. Maar dat ons aan mekaar liefde moet bewys, dat ons mekaar met gasvryheid moet ontvang, dat ons mekaar vriendelik moet groet. Partykeer hoor ons iemand sê, maar ek het by jou verbygery en jy het my nie eens gegroet nie. Mens moet ons konsentreer op die pad, jy kyk mos nou nie weer almal oral by jou verbyry nie. So as ek ooit by jou verbygery het en jou nie gegroet het nie, en ek nie vriendelik genoeg gelyk het nie, vergewe my asseblief. Maar dis wat ons veronderstel is om te doen. Ons moet mekaar vriendelik groet en mekaar gasvry ontvang, mekaar in liefde toevou en omarm. Geliefdes, as ons nie eers by die kerk liefde ervaar, waar gaan ons dit ervaar? Waar gaan ons dit beleef? Dis juis in die kerk en as gemeente saam, waar ons geloof in beweging moet kom, en dit bewys moet word in ons liefde wat ons vir mekaar het, en hoe ons mekaar met oop arms ontvang en verwelkom, en geduldig is met mekaar. Wanneer geloof in beweging kom, word die woord van die Here gereeld voorgelees en bestudeer. Paulus vra dat hierdie brief wat hy skryf aan die hele gemeente voorgelees moet word. En ons het nou vandag 'n gedeelte daarvan ook voorgelees. Dat ons dit moet bestudeer, dat ons Bybelstudie moet doen, dat ons alles in ons vermoë en tot ons beskikking moet gebruik om God se woord te leer ken. Dit doen 'n mens wanneer jou geloof in beweging kom, want dit versterk jou geloof. Hoe meer jou kennis van God toeneem, hoe meer gaan jou vertroue in God toeneem, hoe sterker gaan jou geloof word. En dan kan jou geloof beter in beweging kom en beter tot aksie oorgaan. Wanneer die genade van ons Here Jesus Christus en sy teenwoordigheid by ons altyd ervaar en beleef word. Dis wanneer geloof in beweging kom. Dis wanneer ons weet, Jesus is by ons, sy genade is vir ons genoeg. Hy dra ons. Ons ervaar dit en ons beleef dit. Ons sien die onsigbare, ons voel die onaantastbare, omdat ons glo en ons geloof in beweging gekom het. Hoe gaan ek dit alles kan regkry? Al hierdie dinge wat Paulus genoem het, wat ons vandag een vir een genoem het, daar's dalk van die goed waarmee ons baie sukkel. Soos alles in die lewe, gaan ons dit treukie vir treukie regkry. Hoe eet 'n mens 'n olifant?
stukkie vir stukkie. Jy gaan nie in een maaltyd 'n olifant eet nie. Gaan nie gebeur nie. Maar stukkie vir stukkie gaan jy daar kom. Treukie vir treukie. Bietjie vir bietjie. 'n Mens moet na hierdie lys gaan kyk en jy moet gaan kyk, maar watter van hierdie aksies, want dit is aksies, dis handelinge, dis dinge wat jy doen. Watter van dit is reeds in my lewe sigbaar en teenwoordig? En dan moet ek planne maak om dit te verbeter. So sê nou maar, ek is al reeds geduldig met die mense om my. Moet ek vir myself vra, maar hoe kan ek vir die Here vra om my te help om nog meer geduldig te wees met die mense? En as ek geduldig bid en gedurig bid, moet ek die Here vra, maar hoe kan hy my help om nog meer gedurig te bid, om nog meer gebedsgeleenthede te skep, om ook te bid vir mekaar, om ook te bid vir hulle wat die woord verkondig. Hoe kan ek dit nog beter maak in my lewe? En dan kyk ek ook na die aksies wat nog nie teenwoordig en sigbaar is. En ek maak planne om dit doelgerig met die hulp van die drie-enige God te begin doen. So sê nou maar, gasvryheid is nou nie my sterkpunt. En ek weet, dit doen ek nou nog nie so goed nie. As ek klaar is met die kerk, in my kar en ek is weg. Kuier nie eers 'n bietjie nie, ek drink nie 'n bietjie saam tee nie, gasvryheid is nog nie vir my so belangrik nie. Miskien moet ek dalk net begin om een Sondag agter te bly en 'n bietjie saam tee te drink, na iemand toe te stap wat ek nie ken nie en te sê, hallo, ek is Sarah, hoe gaan dit met jou? Welkom by ons, is daar iets waarmee ek kan help? Hoe gaan dit, wat sukkel jy mee? Hoe kan ek jou moed in praat? Hoe kan ek liefde aan jou bewys? Jy hoef nou nie die woorde alles te gebruik nie, maar die gedagte is waaroor dit gaan. En dis 'n voorbeeld. Hoe kan ek dit doelgerig begin doen met die hulp van die drie-enige God? Hierdie planne wat ek maak moet uitvoerbaar en realisties wees. Ons praat in strategiese beplanning van die SMART beginsel waaraan dinge moet voldoen. Een van die goed is uitvoerbaarheid en realisties en evalueerbaar en so meer. En deur herhaling moet ek dit een vir een inoefen. Ek moet nie probeer om alles op een slag reg te kry nie. Vat net een ding op 'n slag. En oefen hom, herhaal hom, doen hom oor en oor en oor en oor, totdat dit by jou tweede natuur geword het. En so kom jou geloof in beweging. So word jou geloof sigbaar. So kan ander wat na jou kyk, sien, voel en hoor, jy glo ook. En kan hulle in verwondering raak oor God, wat ook aan jou die gawe van geloof gegee het. Gawe wat jy het om te beoefen, soos wat 'n mens 'n talent ontvang en dit beoefen. Alles tot eer van die Here. Alles uit dankbaarheid. Alles nie ter wille van myself en my eie belange nie, maar ter wille van God en my medegelowiges se belange. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord waarin daar so baie plekke is waar ons geleer word hoe ons geloof sigbaar moet word in die dinge wat ons doen. En vandag het ons weer 'n herinnering ontvang van die belangrike dinge wat u kinders in die wêreld behoort te doen, wat ons in die kerk behoort te doen, wat ons in ons binnekamer behoort te doen. Vader, dis ons gebed dat U ons regtig sal help om ons geloof in beweging te laat kom, om ons geloof te laat oorgaan in dade en in aksies, waardeur U geëer en verheerlik word. Here, dis ons gebed dat dit sal waar word in elkeen van ons se lewens en dat ons die lazy boy syndroom sal vaarwel toeroep. En dat ons in verwondering oor U grootheid, almag en heerlikheid dankbaar sal wees vir ons verlossing uit genade en uit dankbaarheid
op die regte pad sal bly, dat ons dit sal vermy wat sleg is en sal strewe na dit wat goed is. Dat ons die leiding van die Heilige Gees nie sal teenstaan nie, maar dat ons gehoorsaam sal doen soos wat U ons deur U Gees lei. Vader, dit is my gebed dat U by almal sal wees wat kleinmoedig is, wat moedeloos voel. Here, help ons om hulle moed in te praat. Maak ons bewus daarvan. Help ons ook om hulle wat swak is te help om sterk te word. Om gasvry te wees teenoor almal. Om nie selfsugtig ons eie belange voorop te stel nie, maar die van ander. Ja, Here, daar is so baie dinge wat ons nog tekort skiet. So baie dinge wat ons veronderstel is om te doen waarby ons nog nie uitkom nie. Ons is so besig met die rotresies van die lewe dat dit wat regtig belangrik en noodsaaklik is agterweë bly. Vergewe ons, Vader. En ons smeek U dat U ons sal help om heilig en onberispelik te wees op die dag wat Christus Jesus weerkom. Dat ons U met liggaam, siel en gees met volledige oorgawe en toewyding sal dien. Dankbaar omdat U ons verlos het. So bid ons vir hulle ook wat siek is, hulle wat in die hospitale is, wat ook tuis versorg word. Ons bid vir die bejaardes, ook elkeen wat hulle versorg, vir almal wat by die hospitale werk, die dokters, die verpleegpersoneel, die skoonmakers, almal wat daar betrokke is om mense te help wat baie siek is. Ons bid vir elkeen wat arm is en wat swaar kry finansiëel in hierdie moeilike tye waar alles net al hoe duurder word. En dan bid ons vir die oorlog in die wêreld. Here, ons wil graag hê dat daar vrede moet kom en ons wil ook graag vredelievend wees en ons wil ook in vrede met almal om ons lewe. Sover dit van ons afhang, wil ons in vrede met mekaar lewe. Help ons daartoe. Here, in al die uitdagings wat ons elke dag voor te staan kom, wat dit ook al mag wees, 'n moeilike toets of 'n moeilike taak, 'n moeilike projek wat moet afgehandel word, Here, gee vir ons die krag om dit fliks aan te pak, stappie vir stappie en treukie vir treukie, sodat ons uiteindelik kan kom by sukses en by waar U wil hê ons moet wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Uit dankbaarheid het U nou geleentheid om ook die Here te dien met U dankoffers. 'n Baie geseënde dag ook vir elkeen wat elektronies by ons aangesluit het.